Goeienaand geliefdes en welkom by die aanbieding, die middelpunt van Christus se liefde. En ons bevind onsself hier in die opnamingsatelier van Mosaïek van Genade. Maar voordat ons voortgaan, kom ons open net met 'n woord van gebed. Liewe Heer, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat ons hier kan wees en dat ons ook oor hierdie netwerk U woord kan verkondig en U woord is lewend en dit gee krag en dit is daar om lewens te transformeer. En ons weet nie wie gaan almal hierna luister, hierna kyk nie. En die doel daarmee is om net mense se lewens aan te raak, liewe Heer. En daarom vra ons U deur die Heilige Gees dat U ons sal seën, maar ons die woord nou oopmaak en laat U deur ons sal spreek, is ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. So ons lees uit 1 Johannes 5 uit en ek lees vanaf vers 1 tot 3. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hierdan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Johannes skryf hierdie brief aan die gemeente in Efese en daar het 'n probleem ontstaan in die latere jare van Efese se geskiedenis. Dat daar 'n skering in die kerk gekom en daar was 'n skering rondom teologiese issues. Gnosticism, soos die Engelsman dit verkondig. En Johannes kom en hy skryf hierdie brief net om diegene wat standvastig in die geloof bly te verseker dat hulle op die regte weg is, maar hulle ook aan te moedig en hulle te herinner van wat dit beteken om 'n volgeling van Christus te wees. En dis dan juist dan die klimaks van die eerste boek van Johannes, kom hier in hoofstuk 5, en dit sê elkeen wat glo dat Jesus die Christus is. Daardie woordjie Christus is die Messias van die Ou Testament wat sou kom, die verwagting wat die Jode gehad het van God wat die beloofde saad sou stuur om 'n verandering te bring, om uitkoms te bring, om hoop te bring. En Johannes skryf dan vir die gemeente in Efese, en hy skryf en hy sê vir hulle, en ook vir jou en vir my, elkeen van ons wat glo dat Jesus daardie een is, daardie beloofde saad wat van God sou kom, wat deel is van die verblond, om 'n einde te maak aan die sondeprobleem, om 'n einde te maak aan skering, om hoop te gee. En daardie hoop, die groot vervulling van daardie hoop gaan natuurlik wees die dag wanneer Jesus weer kom op die wolke, die wederkoms, wanneer alles finaal tot 'n einde gaan kom. Hy sê elkeen van ons wat glo dat Jesus daardie persoon is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het ook die een lief wat uit hom gebore is. Johannes gaan dan verder en hy sê vir die gemeente in Efese en ook vir jou en my vandag, dat wanneer ons uit God gebore is en ons hierdie geloof in Christus het, moet daar vrug wees. Daar moet vrug wees aan ons geloof. En wat is daardie vrug? En u sal vanaand sien, daar is 3 tipe vrugte, as ek dit so kan noem, wat in vore skyn. Of 3 fasette van die vrug wat uit ons lewe voortkom, wanneer ons glo dat Jesus die Christus is. Eerste een is, ons sal die Vader lief hê. Waar sal 'n liefde in ons wees, wat ons nie kan beskryf nie, vir God die Vader. Maar nie net vir hom nie, ook vir elkeen wat uit hom gebore is. Dit beteken daar sal 'n broederlike liefde wees, 'n broederlike en 'n susterlike liefde vir ander wat soos ons glo. Daar sal 'n wedergeboortenis in ons hart wees. Maar hoe sal daardie vrugte lyk? Hierin weet ons dat ons die kinders van God lief het. So hoe weet ek
dat ek 'n medebroer en suster van God liefhet. En miskien moet ons dalk eers net vra, wat is 'n kind van God? Want Johannes maak dit hier duidelik, die vrugte gaan gekenmerk word deur die verhouding wat daar tussen my en medegelowiges is. Wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Om die waarheid te sê, in die evangelie van Johannes, skryf Johannes in Johannes 13 vers 34 en 35, waar Jesus sê, en hy sê vir sy disippels, hieraan gaan die wêreld weet dat julle my kinders is, my disippels is, wanneer julle mekaar liefhet. En hier beklemtoon hy dit weer aan die gemeente in Efese. En is 'n interessante ene, so die verdere vrug is dan die gebooie van God. So dis 'n liefde teenoor die Vader, 'n liefde teenoor die medebroer en suster in die geloof, maar dan ook 'n liefde vir die gebod van God, die gebooie van God, maar nie net 'n liefde daarvoor nie, alle wat dit bewaar. En daardie woordjie vir bewaar is eintlik 'n militaristiese woordjie wat beteken om 'n laar daar om te trek, so wanneer ons in die lewe, soos wat ons dit vandag het in 2024, waar ons sien dat daar nie meer morele en etiese standaarde is nie, waar daar nie meer 'n plek vir God se wet in die samelewing is nie, waar egbreek die norm van die dag is, egskeiding, waar moord en dood heers, waar daar 'n bespotting gemaak word van God, waar afgoderry heers, waar die 4de gebod vertrap word. In 'n wêreld soos dit, sal die liefde van God se kinders tussen mekaar erken word, deurdat hulle daardie gebooie van God bewaar, hulle beskik dit, alhoewel dit in die wêreld uit mekaar uitval, en daar chaos heers, en morele en etiese verval is, sal dit nie so wees tussen God se kinders nie. So dit beteken, dan in werklikheid, laat ek niks van my broer en my suster sal begeer nie. Ek sal niks begeer nie. Ek sal niks van iemand anders te wil neem nie. Ek sal getrou wees. Ek sal my vader en my moeder eer. Ek sal my God en my God alleen lief hê. Ek sal geen ander gebooie of geen ander beelde voor hom hê nie. En ek sal getrou in sy verbond handel volgens sy 4de gebod. So hoe lyk die middelpunt van Christelike liefde in ons wêreld? Dis dan 'n punt waar die eie ek sterf en ek ander gesentreerd raak. Wanneer die gebod van God deur my lewe, nie omdat ek daardeur gered is nie, maar omdat ek gered is deur die Messias, deur Jesus Christus. En omdat ek besef wat God vir my gedoen het, en omdat Jesus gekom het om my vry te maak van die sondelas, hoef die sonde nie meer in my te heers nie. Ons glo in regverdigmaking deur geloof en geloof alleenlik. Maar daardie geloof kan nie sonder werke wees nie. Om die waarheid te sê, in vers 4 sê dit, dat dit daardie geloof is wat die wêreld oorwin het. My en jou geloof, daardeur oorwin ons die wêreld, deur die vrugte wat ons dra. Dis daardie geloof wat tentoongestel word, dat ons liefde vir die Vader het, en daardie liefde dan verder ontwikkel teenoor ons medemens, maar ook teenoor die insettinge van God. En dan kyk die wêreld wat in morele verval is na die kinders van God. En die wêreld sien 'n lig wat skyn in 'n donker wêreld. En daarom is my bemoediging vanaand aan ieder en elk van ons. Hierdie is nie iets wat ek en jy vir onsself kan doen nie. Dit is die gevolge van die geloof wat ons het in Jesus Christus. Dis alleenlik wat in ons lewe kan manifesteer deur die inwerking van die Heilige Gees. En daarom vra ek hier, dat ons daagliks in die teenwoordigheid van Christus sal wees. Laat ons
die uitstorting van die Heilige Gees in ons lewens sal pleit van God af, sodat hierdie liefde in ons lewens gemanifesteer kan raak. Nie sodat ons goed kan lyk nie, maar sodat die wêreld God kan sien vir wie hy werklik is. Want binne in die Christendom vandag is daar hierdie dwaarleer. Dis of na die een pool toe wat dit net alles oor liefde gaan en ons kan maar net doen wat ons wil, daar's geen vrugte nie. Of dis na die ander pool toe wat verskriklik fanaties is en alles gaan net oor werke wat ook nie uit God uit kan wees nie. Maar daar moet 'n middelweg wees. 'n Middelweg waar liefde en genade mekaar vind. Die een kan nie swaarder as die ander ene weeg nie. Waar ons deur liefde gered is en deur genade gered is. Maar die werke wat daar voorkom is as gevolg van wat ons gered is. Mag dit wees wat die wêreld sien. Dis my gebed vir elkeen van ons. Kom ons sluit die oë. Liewe Heer, baie dankie dat U ons liefhet. Baie dankie dat ons kan weet dat wanneer ons U en U ander kinders, ons medebroers en susters liefhet, sal dit getuig word deur die feit dat die insettinge deel is van ons lewens. Ek dink ons kom ver te kort tans, liewe Heer, en daarom vra ek U, laat U ons genadig sal wees. Laat U ons sal lei in hierdie proses en laat ons ook sal besef, dis nie iets wat ons uit onsself kan verwek nie. Dis nie iets wat ons uit onsself kan kry nie, maar is 'n leenlikheid uit genade wat ons dit sal kan ontvang. En daarom vra ek U, help ons, liewe Heer, stap saam met ons hierdie pad wat ons hierdie week gaan stap. En mag ons nader aan mekaar en nader aan U hier uitstap aan die einde van die week as wanneer ons begin het. Is my gebed in Jesus naam alleen. Amen.